wys jou die tuine by die Uniegebou. Deur myntjies ophang, lê die plek uitgegrou. Verdus kan die strate, is die grys monument. En die Apies rivier, tot bo uit sement. Met jou aan my sy lyk die plek so bekend. Hier's geboue vol mense, die plek is beserk. Met staatsambtenare wat maak of wil werk. Agteroggendkoerante, sitteltoel en gaap. Voet op die tafel, vas aan die slaap. My bonneltjie liefde, ons is ver van die Kaap. Kruikie roer my nie, is die naam wat jou vriende jou noem. Maar kruikie roer my nooit meer nie, is hoe ek voel as ek jou sonde. Die staatsmachine word stadig gehou. Ek wonder of het so gaan by die Uniegebou. Kerkplein en volksies en Bloubil plesier. Pretoria, o Pretoria, met jou eie kultuur. Pretoria, o Pretoria, met jou eie kultuur. Kruikie roer my nooit meer nie, is hoe ek voel as ek jou sonde. As jy moeilikheid kry, jy weet mos waar's my geweer. Hierso, pa. Dank. Is alright, ik heb nog niet gehoord. Binnen! Nee, man. Oh, dat kan zo makkelijk doen. Ja, man. Ja, maar goed, dan sien ik jou vanavond. Hè. Cheers! Nee, nou net so ou was aangekom, nou staan luister hy. Oké, sien jy. En wat kan ons vandag vir die platteland doen? Soos ek gesê het, wat kan ons nou vandag? Kaart en transport, 1898. 10 mor grond hier iewers in Pretoria. Deur my oorlede oupa gekoop. My erfgrondjie. Waar is dit? Wag, laat eers gou 'n bietjie kyk. Ah, 47 so af. En? Ja. Dis 'n bietjie moeilik, oom. Ek dink oom moet meneer van Scheveningen gaan sien. Hy is ons graad 2C klerk. Ek is maar net graad 3B. Hy sal vir oom kan sê.
Wat voer jy hiervan? O, dis van 'n merwe, oom. Ek moes dit kon gedink het. By ons in die Waterberge is die van 'n merwes almal 'n klomp simpel mense, snotkop. Shie. Watter kamer? Dis 145 met die gang af, oom. Ah. U oortree beslis wet 94 van 36, soos gewysig deur wet 31 van 48 en soos weer gewysig deur wet 14 van 61 subtitels 3, 4 en 9. En dan is daar natuurlik ook nog provinsiale en munisipale ordonnansies wat hierdie soort van oortreding baie duidelik omskryf. Ekskuus meneer? Ek moet gaan wat? Op die ys. Ekskuus meneer, wat Dit is Lamprecht en dit is my erfgrondjie hier iewers in Pretoria, waar is dit? van Skeefbrink. Dis Hollands. Jovan, of praat jy van die amptelike taal van die Republiek van Polkreer? Nee, hierdie akte. 1898. Ja, die syfers is gelukkig Romeins, né? Verskoon my net so. Waar gaan jy met my goed? Nee, ek gaan net gou daar op die groot kaart in die muur kyk. Ja, meneer... Lamprecht? Oh, dis reg, ja. Meneer Lamprecht, die akte, hy kom nie meer voor so op ons oorspronklike kaart nie. U verstaan, hè? Nee, maar gaat maar. Wel, ek stel nou voor, u gaan sien vir meneer Roos Fouché in kamer 263. Hy kan best moontlik vir al die ou kaarte naslaan. Ek sal hom sommer laat weet dat hy kom. Hy's 'n graad 1B klerk. So berigtig, reken toch, né? 263. Dit is reg. Wat sê jy is die venster van? 'n Roos Fouché, graad 1B. Roos, Fouché, Roos. Nou, hoekom sou nou die twee van 'n gekruisteel het? Aardige ding wat daar moet uitkom. Jy het nie 5 sente nie, hè? Met die magte van die duisternis, chanket aan die poorte is nie alleen my plig nie, maar ook my plesier. En jy, juffrou Lamprecht, is die mooiste meisie wat in my lewe nog ooit gesien het. Hoe ken jy my van? 'n Rekening aan die vader uitgemaak deur die stadsvaders van Tabazimbi op die agterste sitplek. Behalve ek moet net vir Greta by die Seders en Waterkloof gaan aflaai. Goed, moeder. Ja, moeder. Nee. Goed, moeder, ja. Ja, tot ziens, pa. Ek het nie verwag, meneer... Toch, jy het my verwag. Roos Fouché is hiervan. Sarah Roos Fouché. Aangenaam. Jou ma. Was sy die Roos of die Fouché? Moeder. Sy is die Roos natuurlijk. So gedink. By ons was die Fouchés op die weg Hollands. Jy is bepaald meer Fouché as Roos, maak het my. Ja, ek verstaan u het 'n probleem. Erfie iewers. Man, ek het geen probleem nie. Julle het een. Dit is my erfgrond, my aftreeplek, ja. Lyk my julle die plek verloor. Kyk of jy hom kan kry. Ja. Precies wat jou twee ander collega's ook gesê het. Nee, je moet verstaan, dat is een unieke probleem. Die kaarten van vandaag... Man, ek weet dit reeds. Die kaarte van vandag praat nie meer Hoog-Hollands nie. Goed. Nou, wie toe moet ek nou gaan? Naar die hoof van die afdeling, meneer Fourie. Die senior klerk. Waar is sy kamer?
Ek sal so toe neem. Ek sal persoonlik gaan voorstel meneer Lamprecht. Lamprecht. My kaart en transport. Ek sal dit sommer vat. Ek kan het maar persoonlik vir meneer Fourie gee. Stryk aan. Dis meneer Fourie se kantoor hierdie. Ja, minister. Ja, goed, minister. Ek sal dan persoonlik sien dat hierdie saakie vir eens en vir altyd opgelos word, minister. Ja, goed, minister. Dankie, minister. Die minister. Dit verheug my om dit te hoor. Nou gaan jy 'n herrie van 'n ding sien en dit is ook al hoogtyd. Ek het al begin dink en begin glo dat jy my ou grondjie laat wegraak het. Weggesmyt het of sommer in die asdrom ingeneuk het. As ek mag vra is u. En as ek verder mag vra, wat 'n stuk papier is dit? Skree jy op my? Meneer Fourie skree nie oom. Bly stil! Wat weet jy, muis? Ek muis. Ek het u 'n vraag gevra. En jy gaan 'n antwoord kry. Die papier is my kaart en my transport vir my aftreegrondjie hier in Pretoria gekoop 1898. Maar ek is nou blessed moeg vir hierdie gebodder. Jy Piet Potlood beduie vir jou baas. Wat is wat? Meneer oom, kan ek die papier kry asseblief? Dis nooit waar ek jou soek nie. Ja. En jy, ja ook. Skus. Ja. Ja, meneer Fourie sien, dit blyk dat die woorde wat hy so pas geuit het, die ja, dieselfde is as wat al die ander ouens gesê het. Pas dat die gekekkel mannetjie. Wat sê julle? Wat sê daardie kaart? Het ek nog my erfdeel of het julle dit verkeerd gefail of persent gegee vir Boppota, dammit, wat se naam hè? Ja, sien meneer Lamprecht, soos u reg opgemerk het, ons sal ons ou leers 'n bietjie moet nagaan en dit sal 'n tydjie neem. Ek gee julle 10 minute. Ja, ek sal ook graag 'n koppie tee wil drink. Ek betaal ook mos belasting, né? Wat het van julle maniere in hierdie plek geword? Hallo, ja, sorry. Bring tog vir meneer Lamprecht 'n lekker koppie tee asseblief. En van my spesiale koekies. Het jy nie vir my 'n beskuitjie nie? Beskuitjies. Goed, so gou as moontlik, né? Meneer Lamprecht, dan sal u ons so 'n bietjie verskoon. Maak u self tuis, né? Hoekom bring jy hom na my toe? O korrelkop, regte ou waterwerker, ou daggaar. Kon jy hom nie geflous het nie? Meneer, ek dink nie die ou baas gaan hom so maklik laat flous nie. En die dokument lyk eg, meneer. Dan moet 'n fout wees, dan moet 'n fout wees. Ek sal ondersoek instel. Ek sal die sekretaris in kennis stel. Ek sal die minister in kennis stel. En wat van die ou baas, meneer? Intussen eet hy al meneer se beskuitjies op. Jy gaan hom besig hou. Wie ek? Ja, jy. Vat hom weg, man. Gee hom kos, enige iets. Wys hom die besienswaardigheid terwyl ek navors. Maar jy bel my elke 2 uur om uit te vind wat aangaan. En wie gaan nou betaal vir die kos en ding, meneer?
departement se spesiale fonds. Ah, dankie my kind. Hang, nee. Maar jy's 'n polite ou toppie. Ekskuus. Ek sê jy's 'n polite ou toppie, mooi manier, jy weet mos. Sien ek maar bly die manier deesdae, glo vir my. Ek's 'n lady, right. Dit is baie lank klas dat ek kan onthou dat enigiemand vir my opgestaan het. Suiker oom. 2 lepeltjies asseblief. Dat is hy oomie. Lekker drink oomie? Sy laat my nou dink. Ja, ek wonder of Mariaal al die koeie uitgemelk het. Meneer Lamprecht, dit wil blyk asof ons 'n problematische geval het met die eiendom. Nee, niks wat ons nie kan oplos nie. Maar dit moet 'n tydjie neem. Ek gee my onverdeelde persoonlike aandag aan die saak, terwyl meneer Roos Fouché u op 'n besienswaardigheidstoer deur die stad sal neem, as dit u pas. Daar sal geen koste aan verbonde wees nie. U is ons gas tot tyd en wyle ons die saak uitgestrek. Nou ja, wat wil. Dan is het zeker ook maar goed zo. Maar wat denk u, hoe lang gaan die ding mij nou ophou, meneer Fourie? Ik heb daarom gereken om zo teen skemer op die plaats aan te komen. Wel, ek wil u nie onder van indruk plaas nie, maar die moontlikheid bestaan dat het zelfs langer kan duur. Je moet toch maar verskoon, maar u weet documenten van 1898. Nou ja, kijk, o vriend. Als het ding moet, dan moet hij. Die plaats zal ook niet voor 2 dagen zonder mij gaan staan. Nie. Maar wat ik wou zeggen is, baie dankie voor jouw gastvrijheid. Ik waardeer het oprecht. Dan maken we ons zo, meneer Roos Fouché. Kom. Noem eens maar Sarel, oom. Ja, goed. Dan zijn we tot wederom, meneer Fourie. Tot later en nogmaals, baie dankie. Dat is een plezier. Kom, Sarelman. Mijn dochter wacht die hele dag over mij daar buiten in die motor. Ons ry sommer met my motor. Jy bestuur natuurlijk, maar jy baas as jy omstamp. Nee, is reg, oom. Ons moes maar Kerkplein eers te besigtig. Baie dankie. Maar waar kom jy vandaan? Ja, gewoon, ek was my rond gewees. Ek het die motor bewonder, hoewe weggehou en oom se mooi dogter vermaak. Geniet die toe daar Kerkplein word. Nou wil jy nie. Het is jammer dat ons zo lang gedraaid het, my kind. Maar ons het nogal moeilijkheidjes gehad. Was jij toe verveeld? Nee, pa, kan nie jy sê ek was nie. Meneer Roos Fouché, mijn dochter Karen. Hallo daar. En noem eens maar Sarel, Karen. Het gaan 'n plesier wees. En er wordt gesê dat die opa sy hoed lig elke keer as 'n ware dame voor hom verbyloop. Kan nie sê of het waar is nie. Seker maar net 'n legende. En as het waar was, dan sou hy dan nou seker sy hoed gelig het, hè, Karen. Moenie stuitig wees nie. En dis ook geen ou baas nie. Dis oom Paul. Jy praat nou van president Kruger. Ja, natuurlijk. Ek weet hy's belangrik met Tilla. Ek weet jou baas is sekretaris met Tilla. Maar my baas is ook belangrik met Tilla en wat hy vir jou baas wil sê is nog belangriker. Ek sit ons nou deur toe, Tilly man. Dankie man. Ek sien jou nog stiebereik, hoor. Gaan meneer dit hierso vat of vir meneer se kantoor. Hallo, meneer Verhoef, voor u hierso. Ja, meneer Verhoef, ik wil graag iets baie belangrijks met u kom bespreken. Goeiemôre. Ja man, ek sê nog, as Benny Osler en Dani Kruiven en daai New Zealand tour van 1936 kon saamgespeel het, dan sou jy daarom dinge gesien het. Stem jy nie saam nie? Ja, beslis hoor. Ach,
Mensen, ek sal sommer graag net 'n stukkie skaapbout willen asseblief. Gebraaide ertappels daarbij, skeppie pampoen, 'n bietjie rys. Koffie daarna dan. Ek dink nie dis beskikbaar nie, oom, dis nie. Dis nie op die spyskaart nie. Is daar iets anders wat ons kan voorstel? Maar dis mos nou sommer bog, man. Wat is nou daaraan om dit te maak? Laat ek met die kerel daar agter gaan praat. Papi. Oom, meneer, alsjeblieft. Wacht eens een beetje. Wacht eens een beetje, ons gaan het eruit maken. Zie je niet bij wat? Die kok is een moeilijke mens, hoor. Alsjeblieft. Hey! What do you want in my kitchen? Get out! Skree jy op my, jou wit barbaar? Karen, ek gaan net gou skakel om te hoor hoe gaan dit met julle grond. Verskoon my, ek is nou terug. Toeval, juffrou Lambrecht, is 'n interessante verskynsel. Jy is ongeskik, dikvellig en vermetel. Ek het jou nie genooi om hier te kom sit nie. Dus verwyder jouself. Pragtig. For these pampoen cookies, you use only a little bit of cinnamon when it's finished. Is right. Is right. Net soos vir die melkkos en die melktert, man. Not too much, just a little. Just a little. Ah, fantastic, fantastic. Ek dink hy sal dood by nou. Jy wil ons boerekos. Ekskuus meneer. Ja, ek dog hy wou weet. Ja, meneer. Ja, meneer. Goed, meneer. Vanaand. Nee, dit sal 'n plesier wees. Dis ons vir die saak. Ja, ek dink ek het nog genoeg vir een aand. En dit nie nuuskierig is wat ek en my pa in die stad kom maak het. En wat is jou naam, meneer nuuskierig? Tim. Nou ja, dat is die beste wat ik kan doen, hè. Maar ik heb die naam van dat ik zo groot is. Kan ik je pas een kaart en transport zien, alsjeblieft? Ja, zeker. Sta op die tafel. Dank je. Wie de hel is jy en wat de hel soek jy? Die leven, meneer Roos Fouché, is een doolhof. En ons is allemaal zoekend. Dit wil echter voor mij voorkomen of ik en jij zoekend is naar diezelfde iets. Jy sal vir haar mooi oppas, meneer Roos Fouché. Anders trap ik jou swerend net zo ver van jou hakskin af. Zie voor jou. The next kind of cup. I make for you boerewors lasagne. This must be your beautiful daughter. Que bella, que bella. You know, your papa, he showed for Luigi how to make pampoen cookies. Is right. Yes, and also to make criminal pap. Is right. Is right. Je hebt lachen. Het jy iets gekry? Nee, my man het my mos almal verlaat. Dat maakt ook niet uit. Kijk eens op. Ons pad kost meer als genoeg. I thank you, Luigi. En als een andere dag weer bij je komt. Anytime you want to come, you come here. Don't forget. Luigi. Luigi is your man. Charles, zie aan mij hoe daar. En betaal je ons gasje. Nou ja, mooi look, Luigi, Ocean. Grazie, grazie. Ciao, ciao. Arrivederci.
van der Merwe. Ja, meneer. Wat het jy aangevang? Aangevallen? Meneer Roosforsier soek jou bloed. Roosforsier? Wat het hy gesê? Nee, ek weet nie, maar as ek jy was, kry ek my agterkant in rad. Ja, hoekom, wat het hy gesê, ek kwaad? Jy het sy kamer nog, Ja. né? Mooi, cheers. Oeg. Nou, John. Hoe jy? Hier is ook net so gat hier. Kom in. Dankie, oom. Ek moet net gou 'n telefoonoproep gaan maak. Nee, ek doen my bes, meneer Fourie. Maar hier is die ander kerel wat hier rondhang. Nee, ek weet nie hoekom hy tensy dit oor die dogter is. Kan natuurlik kan hy met haar rondloop as hy wil. Hulle is juis vanaand uit. Ek pas die oupas op, meneer Fourie. Beslis ja. Nee, ek ken my verantwoordelikhede, meneer Fourie. Nee, ek laat hom nie 'n oomblik uit my oog uit nie. In die voorportaal, hier in die lobby van die hotel, meneer. Die hele aand al, ja. Goed. Ja, ek sal vir u laat weet as daar iets gebeur. Totsiens, meneer Fourie. Luis. Ek sê, wat het jy nou eintlik vanaand hier kom maak? Daai het oom my. Beeste gesels was een ding. En die ander... Kan ek môreoggend so 'n uur van oom se tyd kry, maar vroeg en sonder vriend Roosforsier? Ja? Hoekom? Jy moenie met my draaie loop nie, manie. Sal nooit probeer nie, oom. Oom is te veel soos my pa. Nou goed. Dankie, oom. En Karen kan ook maar saamkom as sy wil. Daar's punt nommer 2. Wat is jou bedoelings met my dogter? Bedoelings, oom? Nee, ek wil haar graag beter leer ken met oom se toestemming natuurlik. Daai dogter van oom is prima graad. Prima graad, ja. Lyk my nie juis asof jy daar veel onthaar afmaak. Jy moet nie mos met my kind nie, manie. Glo nie sy met haar laat mos, oom. En ek sal ook nooit probeer nie. Nou goed. Dan is het 9 uur môre vir my en jou, 8:30. En as jy nou niks meer te sê het, weg is jy. Ek wil gaan rus, want môre is dit ek en daardie Fourie vent. Nou, maar dankie, oom. Nag, oom. Nee, ander kerel? En maar hy is lankal weg. Julle twee is. Julle is vroeg terug. Ja, oom, ek wou eintlik vir hom iets dringends gesê het, maar so seker maar nou moet wag. Dit wil my so voorkom. Maar dit wil my ook voorkom asof julle twee se paai vorentoe weer sal kruis. Maar luister wat ek nou vir jou wil sê, swerkater. Môre, wat môre is en nie 'n dag later, wil ek weet waar is my erfgrond. Nou toe, loop slaap nou. Ja, goed oom. Karen, ek is jammer as ons moet so vroeg terugkom, maar ek sien jou môre. Naand, pa. Nou, my kind. Het pa toe lekker gesels met daai wat sy naam nou weer? Interessante kereltjie daar. Laat van aardig. Met baie van beeste. Ja nee, dit maak sin. Ons ry sommer met my motortjie loop. Die? Ons gaan. Oortrekaar die nie man. Dit is sommer speelgoed daar. Klein maar getrein hoor. Waar gaat ons nog alleen? Oom, ek wil vir oom se grootjie gaan wys. Jy moet met my voete. Nee oom, ek speel nie. Ek het uitgevind waar dit is. Ons moet net 'n stukkie hoë grond kry. Ek ken die ideale plek. Kereltjie. Karen, ek dink jy moet in die middel sit. En oom sal seker hier aan die kant inpas. Maar man, ek sak dan weer heeltemal terug grond. Môre meneer, ek is jammer dat ek so vroeg pla. Ek wil net weet van vandag.
Waarvan praat ek? O, hier van die voorportaal van die hotel af, meneer. Ja, ek is al van voor ligdag af hier. Ja, kyk net dat hulle nie rondloop nie, meneer. Dis 'n plesier, meneer. Besig hou tot wanneer, meneer? 12 uur. Het sal baie moeilik wees, meneer, want die oupas is al baie moedig. Nee, ek het gesê moeilik, meneer. Ek sal my bes doen, meneer. Goed dan. Goed, meneer, tot 12 uur dan. Totsiens. Hallo, meneer Lambert, die presidentiële suite, alsjeblieft. Wat? Hoe laat kom hulle terug? 10 uur. Dankie toch. Hoor eens op, waar is hulle heen? Kerel met 'n baard. Waar is nou my grond? Dis nie daaronder nie, hoor. Oom staan op oom se grond. Dis alles hy die. Swear noter, wat wees jy om met my toe kom staan en speel hier? Ek maak jou vrek, man. Hoe durf jy? Nee, ek speel nie. Maar dis hoekom ek nie vir oom wou sê nie. 10 morgen tuigende oosterhelling van Mentjiesyn plaas. Dis mos wat oom se kaart en transport sê. Dis Mentjie skop. Jy is laag en gemeen. Hoe durf jy so iets aan my pa doen? Dit kan mos nie waar wees nie en jy weet dis nie waar nie. Wat se keer kan? Hierdie vent. Hy sê dis alles my pa se grond en dis mos nie waar nie, is dit? Die in die gebou. Sê hy so? Sarah, jy neem my nou terug hotel toe en jy mannetjie. Jy gaan regmaak wat jy met my pa verbrou het. Hy gaan jou nek omdraai en ek gaan bly wees. Kom, Kaat. Nek omdraai. Ga jou vel van jou lyf aftrek. Ek gaan jou nie neek nie. Ek gaan jou hem skeer dat jou ma jou neek. Dis daai klomp sappe van destyds. Oorlee pa het altyd gesê, dis die Engels en die Hanskakies wat ons land wil vat. En nou het hulle waaragtig nog my ou aftreegrondjie ook gevat. As Oorlee oupa dit geweet het, dan was hy al destyds hier gewees met 'n kommando. En wat gaan oom nou doen? Het gaan nie help om hier langer te sit nie. Ek sal maar na daai voor toe gaan en sê hy moet die ou plekkie maar kom vat. Ek sal wel 'n ander plan maak. Maar daarom ook jammer, weet jy. Oorlee oupa het dit nou bedoel as 'n erfgrond. En ek moet jou sê, erfgoed is by ons waterbergers nogal sentiment, man. Oom is nie dalk lus om 'n slukkie koffie daaroor kan. Sê jy nou staat en gekskeer met jou meerderes hoor. Wie's ek en jy nou om te loop stad en stuur? Iemand het probleme, baie probleme, VVO-probleme, sinkgate, botterpryse. En dan is daar nog altyd die klomp sappe om mee rekening te hou. Ek het hom een keer ontmoet. Wonder of hy my nog so onthou. Ek sal graag sy gesig wil sien as ek hom nou moet sê dat ek... Ag nee, sien jy wyk Satan. Kom ons loop sien daai voor die.
Is waar? By die Uniegebou. Dis 'n ander kereltjie, meneer Fourie. Hy het uitgevind, meneer Fourie. Ek weet nie hoe nie. En dit terwyl die minister en die sekretaris en die ondersekretaris en die staatsdienskommissie en almal wat belangrik is nou besig is om daaroor te besluit, weet hy. Snert. Snert. Maar wat sal die hele landse staatsdiens om nou self staan en opwerk oor 'n takkaar waterbergboertjie? Ek sal vir hom dood eenvoudig afskrik. Ek sal vir hom terugstuur plaas toe. Dan kan hy beleefd skriftelike aansoek rig wat ons ter gelegenheid sou oorweeg en miskien vir hom 'n plooitjie aanbied langs die begrafplaas of ergens nog stiller. Waar is hy nou? Hy's nog by die Uniegebou, meneer. Ekskuus meneer, maar hier is hulle meneer. Meneer Fourie, ek het net vir u kom Dis sê buite die dat- kwessie. Dis belaglik. Maar luister meneer, Dis geheel en al onmoontlik. Die Uniegebou. Die saak kan nie eers oorweging geniet nie, is dit duidelik. Maar justement, wag nou, laat ek net vir u verduidelik. Die hele houding, meneer Lamprecht, is onredelik, selfsugtig en onverfyn. En daar is geen teken van die gees van Deitaan nie. En soos ek reeds gesê het, namens die kabinet natuurlik. So voorbarig dat 'n mens wonder of daar nie dalk geregtelike stappe moet geneem word nie. Wag nou meneer Fourie, ek was op my grondjie gewees. En ek weet is 'n probleem aan albei partye se kant. Geen probleem nie, meneer Lamprecht. 'n ongelukkige ou foutjie van 68 jaar gelede. Doch die staat sal die grond moet onteien en hulle sal oorweging skenk moontlik en ek sê weer moontlik om vir u 'n ander. Meneer Fourie, wat ek eintlik vir u wou kom gesê het is dat kan u nou maar verswyg. Die staat het besluit u gaan terug plaas toe. U sal aan my 'n brief skryf waarin u afstand doen van die grond en my beleefd vra of daar oorweging geskenk kan word aan die moontlikheid om vir u 'n stukkie grond te skenk. Dit sal al wees. Dankie meneer Lamprecht. my hond, bullebaksel uitvaagsel jou stukkende stukke robbies. Ek wens ek het vanmôre my kapatteriempie saamgebring, jou lelike blikskater, ek sou jou... Luister, man, ek was vanmôre op my grond, ja. Dit behoort alles aan my daar, ja. Daarom het ek hier na jou toe gekom vanmôre om vir jou te sê, ek tree terug, ek gee pad, ek gee af. Die staat kan vat, hy kan alles weer vat. Maar nou kom sê jy vir my, julle het besluit. Julle vat dit sommer 'n askies. Wat 'n soort mense is julle, man? Julle is nie my soort mense nie. Hulle is jou soort mense nou. Almal twee gat jakkals, dit is wat julle is. Ek is klaar met daardie mense op die kop. Julle is nie meer my mense nie. Van hierdie heden af stem ek saam. Van hierdie heden af neem ek residensie. Nou, onmiddellik op my ek kan my haalgeweer. En my agent, jy moet nou vir jou gespuis laat weet daar op my kop, julle moet daar uit elke kantoor, uit elke gat, moet hulle uit. Ek gaan nou soen toe. Iemand kry op my werf, enige iemand op my opstal, ek sal verragtig skiet, Sela. En jy, jou nat klein sterk triemleventelwerf, pistermannetjie, ek sê vir jou, laat ek nou vir jou weer by my dogter sien. Nee man, jy moet nie eers vir haar kyk nie. Ek vat hierdie kop van jou en ek druk hom intussen hierdie twee oortjies in. Heb gezegd. Boys, het lyk vir my die ou baas gaan vir julle bliksem. Fourie, goeiemiddag. Ja, minister. Fourie, jy het skakeling met meneer Lamprecht verstaan. Mooi. Ons het navraag gedoen en dit blyk dat hierdie wel 'n obskure foutjie is wat destyds ingesluip het. Hoe weet ons nie? Ons glo nie is baie belangrik nie, want ek ken hom Lamprecht as 'n goeie volksman en 'n redelike mens om mee saam te werk. Ons glo ons het hier met 'n molshoopie te doen, beslis nie 'n berg nie. Sal jy nou met my gesag onderhandelinge aanknoop met meneer Lamprecht
verskoning vra vir die misverstand en bied hom enige redelike stuk grond aan wat hy mag verkies in of om Pretoria. Jy sal vind die ou baas beskik oor 'n pragtige sin vir humor. Tot ziens, minister. Dank vader is 34. Geen muis nie. Hy moes daar die foon omtrent warm gepraat het nadat ons daar weg is. Wat maak ons nou? Nou neem Gars-Jan Lamprecht residensie. Maar daar's eers 'n paar dingetjies wat jy nog van my moet gaan kry. En wat verkoop jy vanaand? Groete van jou pa. Kan ek maar inkom? Jy nie al genoeg skade aangerig nie. Moet ek hom antwoord of kan ons glo maar gesels? Waar's pappa? Toe ek hom laas gesien het, was hy besig om bly weg, bly uit en my roer is gelaai bordjies in die amfitheater op te sit. Sy erfgrond met ander woorde. Dis belaglik. Is dit jou opinie van jou pa? Dis jy wat hom dit laat doen het. Jy het hom daarin gepraat. Hoe lank is Sareltjie Dubbeldoor al besig propaganda maak hier by jou? Hy het my alles vertel. Van hoe jy my pa opgesweep het om gek van homself te maak en dit net toe die staat bereid was om met hom te onderhandel en hom 'n ander stuk grond te gee. Het hy dit alles uitgedink? Fenomenaal. Dis presies wat gebeur het. En jou baas is seker nou baie diep in twaksaad, nee, ou vriend. Ek kan raai hoe diep. Maar dis mos lelik om vir die dames so te staan en lieg, jong. En nou gaan haar pa haar alles vertel. Jy al daar aangedink? Jy het hom stories vertel, jy het hom beïnvloed. Jou pa, stories vertel, beïnvloed. Dankie vir die compliment. Maar wat het haar pa vir jou vanmiddag gesê toe jou baas se kantoor vaarwel toegeroep het, hè? Wel, hy het... Ja, behalve snotkop, wat nog? Wel, hy was ontsteld geweest. Nie helfte so ontsteld as wat hy gaan wees wanneer hy uitvind. Jy vertel sy dogter, hy is 'n moeilike, onredelike, maklik beïnvloedbare ou takkarie, né? Kop, dis in jou ore indruk. Dis wat hy beloof het. Wel, as hy gekrediteerde afgevaardiger, gaan dit 'n plesier wees. Nou ja, Karen. Goeienaand. Sien jou môre. Ses hoe? Wat ek nou wil sê is, hang my is mooi. Kyk meneer Tim, wat jou van ook al is. En ek dink jy kan vir almal staan en rondorder soos vir Sarah, hoor? Nee, ek weet ek kan. Anders het ek jou nou gesoen en vir jou gesê ek wil jou baie graag beter leer ken. Want jy toer met my juffrou Karen Lamprecht. Wie weet? Miskien eendag tussen al jou ander volksaktiwiteite deur. Kry jy dalk 'n kans om met my op te sit en gesels? Sal ons gaan? Naand, my kind. Naand, pa. Verskoon my asseblief. Dis dit waar, pa? Natuurlijk is het waar. SAK TV nuuskantoor? Nee, meneer. Nee, voor die pers daarvan gehoor het, is alles opgeklaar, meneer.
Ja, ek het alles vertel, meneer. Presies nes meneer gesê en sy's baie ontstel. Ja, sy het gesê sy's gaan haar pas maar dadelik daar uitkry. 'n Ander vent. Nee. Ek het hom nie eens gesien nie, meneer, maar ek sien nie oor hom bekommer as ek meneer is nie. Nee, wat vir hom kry ek sommer gou daar uit. Môreoggend gaan kyk, meneer. Goed, meneer. Vroeg, meneer. Nou goed, dan sien ek jy daar môreoggend 10 uur, meneer. Nee, ek het eintlik bedoel 7 uur, meneer. Ja, 7 uur. En môre hou die eerste minister belangrike samesprekings met die VVO in sy kantoor in die Uniegebou. Die Verenigde Vroueorganisasie Afvaardiging met verteenwoordigers uit Waterkloof, Northcliffe, Houghton en Oranjesicht kom protesvertoë rig oor die nuwe voorgestelde wetgewing wat huisbediendes gaan beperk. Die VVO voel dat hierdie stap ernstige inbreuk gaan maak op die tradisionele patroon van die Afrikaner volksmoeder se vrye tydsbesteding. Verskeie tennisklubs het reeds kommer uitgespreek oor hulle bywoningssyfers. Foria. Ja, minister. Nee, minister, dit het toe alles redelik goed uitgewerk. Ja, die oupa se sin vir humor was nou nie so ontvanklik soos wat ons gehoop het nie. Ja, maar ek dink ons kan aanneem dat die saak beklink is. Mooi, ek het beslis geen probleme verwag nie. En gee ook vir hom Garsjan sommer my beste groete as jy hom weer sien. En dan net een saakie. Ek gaan uitstedig wees tot oormôre, kan nie bereik word nie. Maak tog seker dat my voorlegging oor die VVO-probleem betyds by die eerste minister se kantoor is vir sy vergadering om 10 uur. En my memo vir die ministersvergadering môre by die Uniegebou. Vergadering môre by die Uniegebou, minister? Die eerste ministersin en die vergadering van die ministers van verdediging, binnelandse sake, kultuursake en landbou. Waar is jou geheue voor u? Ja, ekskuus tog, my net vir 'n oomblik ontgaan, minister. Ja, ek sal sorg natuurlik. Reg dan. En ek is bly daardie probleempie oor hom Lambrecht is opgelos. Tak, meneer Fourie, is die antwoord op helfte van die wêreld se probleme. Goeienag. Ja. Goeienag, minister. Al die gevoeter en boddery net deur julle sappe. Ja, en om nou te dink dat ek vandag self ook een is. Voorbode uit 'n ander wêreld, Filistyn of Amalekiet. Wie is jy en waar kom jy vandaan? Waarom was ek werk hier bo in gebou? Ek maak die hele dag voor civil service. Maar as ek alleen wat die leeu nie gevang het nie. Nou kyk hier is nie man hier nie. Is net meneer Oubas alleen. Nou ek maak die tee vir meneer Oubas die hele dag. En maak jy koffie ook? Die koffie, ek voel snaaks slegter as die tee. En hulle sê, hou hulle wakker. Maar goed, ek sê baie dankie. Maar wat is nou eintlik jou naam? Sommer 7. 7 dae in die week. Tee. Nou maar baie dankie, jou 7. Ek sou dit wragtig nooit kon glo nie. Dit is wettig. Raar maar waar, meneer. Dis alles wettig, mense. Dis privaat eiendom hierdie. As julle gedink het julle nog hier werk, gaan maar huis toe. Hou die koerante dop. Nou, wat as ek mag vra as hier aan die gang? Sê hom, meneer. Privaat eiendom, meneer. Alles wettig. So moontlik. Waar's Lambrecht? Meneer Lambrecht is daar onder met sy haalgeweer. Laat hom maar deur. Opgelos. Jy het vir my gesê dis opgelos. Lyk dit vir jou nou opgelos? Ons het nie tyd nie. Ek sê gou vir jou die saak oplos.
Jy stap voor, Valentino. Voor! I'm from the international press. I believe there's been a revolution. The government's been taken over. Can I get in there into the new government? What a scoop. Couldn't advise that, sir. They'll respect my credentials. I'm on their side. Ja, wel is jou probleem. Hulle sal ons boere ook nooit verstaan nie. You don't understand, sir. Dis nog ons boere wat onder mekaar beklei. Ons beklei nie met jou mense. When we do, you'll know all about it. So why don't you go home and get a shave and relax, hmm? Meneer Lamprecht, ek kom in 'n amptelike hoedanigheid om aan u te sê namens die minister wat ons u kan aanbied natuurlik. Pa, het pa geskiet. Ja, my kind, jy sal dit nooit raai nie. Maar hier's jakkals ook in hierdie dorp. Nie rooi jakkalse nie. Sommige seeles. Missie succesvol? Oom, 'n probleem, 'n grote. Die eerste minister is daaronder. Sy sekretaris sê niemand het hom iets laat weet van oom se dinge nie. En hy het nie tyd gehad om ander reëlings te tref nie. Kan hy nie maar sy kantoor terugkry nie. Môre, Karen. Goeienaand, Chris. Hy het vanoggend 'n belangrike afspraak met die VVO. Oom het mos in die koerant gesien. Die vuil goed. Ek moes hom net nou vrek geskiet het. Dat hy jou verrigtig nie eers vir die eerste minister laat weet nie. Sê vir die sekretaris, ek is jammer, maar my reëlings was 'n bietjie haastig geweest. En wat die eerste minister betref, hy het geen kommer nie. Hy kan op sy gemak voortgaan in sy kantoor met sy verpligtinge. Kind, sê vir 7, hy moet tee maak. Hy moet aanhou tee maak, hy moet nie ophou nie. En dan bel jy sommer vir Logie, laat hy vir ons kan kos hierheen bring vanmiddag. Nou maar goed, pa. Laat hom maar deurkom. Goeiemôre, eerste minister. Goeiemôre. Ek is opreg jammer vir die ongerief wat ek hier veroorsaak het. Maar my reëlings was 'n bietjie skielik. Ja, ek verstaan so. Hoe gaan dit nog verder op die plaas, maar nie wat dam en so? Nee, ons het 'n mooi reën gehad, dankie eerste minister. Ek sien u onthou nog. Ek onthou nog. Ek waardeer die vergunning. Baie belangrike vergadering vanmôre met sekere dames van ons volk. Kom hulle eers later, eerste minister. So oor 'n halfuur. Sal jy hulle deurlaat? Hulle kom praat en kla, glo. Ek dink dit gaan oor bediendes, né? Ja, oom kan seker so sê. Diep ontstoke, glo. Ek weet dit sal sommer nonsens wees. Wil u hulle sien? Dis my plig, meneer Lamprecht. Ja, ek is nou kort my eerste sap, maar ook as 'n sap ken ek my plig, eerste minister. Nou ja, soos u goed dink. Totsiens. Oom, daar's 'n hele sweterjoel koerantmanne en TV-mense daaronder. Kan hulle maar deurkom? Nou wat voor? Nee, lyk my oom is beroemd. Nonsens. Man, ek sê dit is nonsens. Buitendien wil ek nou 'n bietjie gaan rus en vrede vir my siel kry. Hulle kan so teen 3 uur kom. Reg, oom. O ja. En dan daai klomp vroumense, daai VV-lot. Sê jy vir hulle, as hulle nie werk het om te doen nie, die eerste minister het, jag hulle huis toe. Reg, oom.
Sergeant, wil jy nie gaan kyk wie dit is nie? Nou, oké. Dis een van die botas. Wat is dit? Botalesi. Minister van Verdediging, wat maak jy met 'n wapen hier? Dan vir dit jammer vir jou minister, maar voor jy moes jou gewaarsku. Hier jy. Jou dat sem 2-2 sal ek julle aankeer. Dan gaan ons maar weer aan. Er is nog een van die botas. Meneer, ek vra verskoning vir die ongerief, maar daardie voor die kerel moes julle almal gewaarsku. Gesê, dis nou privaat eiendom hierdie. En buitendien, die polisie by die versperrings, het hulle ook nie so gesê? Ja, maar ek het hom gesê hy is belaglik en toe deurgery, want ons het 'n belangrike vergadering hier om 12 uur. Al my dringende telefoonoproepe gaan hiernatoe deurkom terwyl ek hier is, meneer Lambrecht. Beide ook. Ja. Nou, dan beantwoord ek al die oproepe namens julle. Geen probleem nie. Kom, sit gerus, minister. Julle kan maar met die vergadering begin. Maar ons bespreek vertroulike staatsake hier. En? Betaal ek ook nie belasting nie? Het ek ook nie vir die regering gestem nie? Ook maar goed laat betyds sap geword het. Nou toe, vergader. South Africa. Hey, I see you got a shotgun, eh? Just like Italy. Very good, I like it. Not so much talk from the ministers. Right. Very democratic. Now, me, Luigi, the personal chef to the Prime Minister of South Africa, I'm going to unveil the food. I am the best boerenkost chef in South Africa. Bamboon cookies. Tomati bready with meat. Boerewors with tomati. Begrafenisrijst and peas. And susati con potati. Your Prime Minister, he teach for me personal. Now, you gentlemen all look very hungry. You are going to eat. Is right?
Is right, Louis. Bo in haar veepaleis het die skone prinses gelukkig gewoon en sy kon die hele land deur haar toringvensters sien. Tim, Ja, Karen. dis mos nie waar nie, is dit? Wat? Vir 'n skynbaar intelligente jongman is jy dan by tye skrikwekkend. Maar die skone prinses het terugverlang na die Waterberge en sy het gewens dat haar pa nie die koning was nie, sodat sy met die mooi jong prins kon trou. Ja, ek wonder wat maak Sarel vandag? Vir 'n skynbaar intelligente meisie is jou smaak soms skrikwekkend. O, hy het 'n liewe ma. Soek jy ma of man? Nee, een van die twee nie. Ek gaan in elk geval een van die dae maar kry. Pa gaan mos met Tamaria trou. Sê sy liewe ou tannie. Eccola. You like, eh? Luigi Castellone, by appointment, personal chef to the Prime Minister. I like. Almost I forget that I am also the private secretary to the Prime Minister. Pronto. It's the Prime Minister's office. The personal secretary speaking. Ja? Sy grondboontjie land is bankrot. Sy eie mense wil hom nie eens meer hê nie. En nou wil hy nog staan en immigreer na Suid-Afrika toe. Versoek geweier. Genoeg rubbish in hierdie land. You know, I think you bring your shotgun. You go fix up Italy as well. Pronto? Ja? Nee, sy het verkeerd verstaan. Ek stem nou sap, nie prog nie. Nee, ek het geen kantoorspasie te verhuur nie. Ek sit nou self in daai een. Hulle wil wat? Die mikrofone kom uithaal. Hulle verstaan nie al die Afrikaanspratery nie. Nou praat dan met my sekretaris. See? We fit you in sometime next April. Ciao. Right. Wonder wat gaan met pa se kabinetsvergadering aan? Ek sag gekyk. Hy het 3 ure perskonferensie. TV de lot. Kom. Pronto? Sibura. Ja? Nou die klomp boere, wat het hulle nou gereken wil hulle per sak meer hê? Maar is verregaande man, hoe kan van die staat verwag word? Nou, is ook so, dat was 'n droë jaar as 'n mens so terugdink. Die boere het dit hard gehad, alles het gestyg in pryse, kunsmis, bande, tisseling, wat is meer? In elk geval, ons besluit volgende maand daaroor. Ongekende belangstelling is oor die hele land gaande gemaak met die nuus dat die grond waarop die Uniegebou staan, weens 'n tegniese fout wat in 1910 begaan is, in werklikheid behoort aan 'n boer uit Noordwes-Transvaal, meneer J. Lamprecht. Meneer Lamprecht het vandag ietwat onverwags en vinnig sy intrek in die Uniegebou geneem. Die polisie is behulpsaam met die beheer van die skare nuuskieriges wat by die gebou saamdrom. Hoewel besonderhede op hierdie tydstip ietwat vaag is, wil dit voorkom asof meneer Lamprecht onder die indruk gebring is dat hy nie vergoeding van staatsweë sal ontvang vir sy grond nie. Hy het toe sy eiendom betrek. Tydens 'n nuuskonferensie het meneer Lamprecht vriendelik gereageer op vrae van die pers en televisie. Sy dogter en agent was ook teenwoordig. Daar word tans op baie hoë vlak beraadslagings gehou, maar die betrokke minister word eers môre in die hoofstad terugverwag. Die 4 ministers wat vandag lang informele samesprekings met meneer Lamprecht gevoer het geweier om op hierdie tydstip verder oor die aangeleentheid uit te wy. Die jongste nuus uit die Midde-Ooste is dat die ministers van Goeienaand, meneer Fourie.
Jy's verplaas, meneer Fourie, sopas. Ek wil graag hê jy moet die eerste wees wat dit hoor. Verplaas, minister. Waarheen? Na Welverdiend. Na die ander klein Roos Fouché gaan na Petrusville. Nee, ek weet nie waar dit is nie, maar die trein vertrek môreoggend om 7:00. Welverdiend. Maar oom, nou wonder ek... Wat gaan Tant Maria sê as hy hier kom bly? Tant Maria? O, gatsja, jong, dis nou vir jou ding. Luister hier, Tim Kerel. Ons moet vir Tant Maria eers uit hierdie affære uithou. Net vir die eerste oomblik, né? Ou generaal, sit die bossies teer. Net soos die ou was order. Terloops, pa, Tant Maria kom môre. Dit's 'n lekker tee. Wat sê jy? Môre, hoe weet jy? Julle twee onkruidsels. Sê vir my, het julle dalk agter my rug gekonkel? Môre was, is die tee? Hoe is jy my, o generaal? Hier lê mooi plantjies hier so. Beter as die blomme. Ja, skool hierdie. En ons gaan nog wortels en beet ook. En eie en rape, hier's baie aarde hierso. Wat door die waar? Hoe sê julle was, oom Johannes? Dan sien hy kan nie eintlik wegkom van die ou grondjie nie. Die wetsaspekte is op 'n bietjie ingewikkeld. Ja, ons wou juis met tante daaroor gesels het, voor ons daar aankom. Bietjie verduidelik dit en so aan. Ja? Nou maar, hoekom ry ons nie? Nou vertel julle my langs die pad. Lyk heel wat beter. Ek het gedog jy sien dit nooit raak nie. So tante sien, dis 'n baie moeilike situasie. Ons het toe gedink as tante wel miskien kan kom kyk en ons so raad Dis nou wel 'n bietjie groter as wat ons gedink het, hm? Bietjie, Johannes. Kom, wapendraer. Kan jy jou dit voorstel, Maria? Hoe ons kleinkinders nog op al hierdie grasse gaan rondlekker? Ja, wel. Daar is Isak van jou wat al so loer na 'n bokal Mathies se dogter. En ek en jy natuurlik. Styf wees nie, Johannes. Nou wel, sê dan maar Karen. Karen, dink jy sy wil iemand? Wie, die jong seun wat my kom haal volg? Nigter weet wat sy van hom dink. Maar hy stel beslis belang. Jou pa, my liewe Karen, se oë is nie ornamente nie. Hy gebruik hulle, anders as sy dogter. Hy het 'n graad in beesboerdery. Lank met hom gesels die kerel. Maar of hy soveel van vry weet is van beesboerdery is nog 'n ander ding. Net soos jy sê, my pa is nie onder kalkoen uitgebroei nie. Dit lyk vir my 'n baie oulike seun. Kom uit 'n goeie huis, mens kan sommer sien. Jans daar 'n ma vir jou. Voorslag, mens. Voorslag. Die baie grassnyery sal nou wel 'n lollery afgee. Maar ag, bid, ek steek sommer die ploeg hier in en ek sit die hele ou spulletjie onder kool en rape. Baie mooi, Johannes. Was dan so 'n bietjie onnodig, nie waar nie? Daar maar 'n mooi kamer hierdie, né, Maria? Baie mooi, Johannes. Maar Die afstof, Johannes. En die stinkhout, dit sal mos geolie moet word, dan nie.
Ons moet baie mooi gesels hier oor Johannes. Jy bedoel, Maria, dis nou nie juist die plek wat jy eigenlijk in gedagte gehad het nie. Nee, glad nie. Is net so 'n groot verrassing. Ek het maar 'n ou klein stil plekkie verwag. Maar is pragtig. Baie pragtig. Waarom so bly jy hou van die ou plekkie, Maria? Johannes, nie kom afstof. Is so, Maria. Maar ons sal 'n ander plannetjie maak, Maria. Is nie dat ek ongelukkig is nie. Nee, ek weet, Maria. Maar kom ons stap so eentjie af dat ek kan dink. Dag, sy minister. Goeiemôre, oom Lambrecht. Baie bly om te vind dat jy nie meer die mense so voor die voet arresteer nie. Ja, ek het so 'n bietjie sports gemaak. Johannes. En wie is dit daai? Ag nou ja, kom ons gaan met die mense. Ek sal dit dus baie waardeer as ons iewers rustig en gesit nie, saak kalm bespreek. Môre, pa. Môre, Tim. Jy het eintlik baie goed gelyk op televisie gisterand. Jy lyk nou daar meer mense hoor. En die is... My dogter, minister Karen, minister Legrandsie. Goeiemôre. Tim Kerel, dan is die minister. Hy is jou vader, Dis reg, oom. En hy hou ook nie van die manier waarop hy aantrek nie. Behalwe sy klere drag, sy smaak onberisplik. Oom Lambrecht, kan ons iewers... Wil jy iewers gaan sit, of kan ons maar sommer staan? Ekskuus, hoe bedoel jy? Mooi, ons staan. Nou, ek maak julle aanbod. Julle vat julle hele kasarm, boksemdaais terug en sê vir my 'n oordentlike stukkie aftreegrond. Nee, Maria. Ja, Johannes. Top. Dan stem ek weer nasionaal. Top. En ek vat jou seun en ek maak hom bestuurder op my plaas. Top. Dit wil sê as my dogter om daar wil hê. Top. En ek vat vir 7 ook saam. Hadjoriwa, instant promotion. Die maak. Nooit. Oor zoiets kan ik niet alleen besluiten. Daarvoor heb ik een volle kabinetmachtiging nodig. Het is tijd, Johannes. Die staatse machine wordt stadig gehouden. Ik wonder of het zo gaan bij die Uniegebouw. Kerkplein en volksies in blauwbel plezier. Pretoria, oh Pretoria, met jouw eigen cultuur. Pretoria, oh Pretoria, met jouw eigen cultuur.